Dan is 'n mens net dankbaar. Daar was 'n tyd in November, ek onthou so goed, November 12 maande gelede was 'n verskriklike droë maand geweest. En hierdie jaar November was net 'n sop nat maand geweest. Dat mense eintlik regtig later gewonder het, gaan dit ooit ophou reën? Maar ja, mense is altyd dankbaar vir reën. Reën is altyd vir my 'n teken van die Here se seën. Hy was bietjie woes daar by die Kreerwiltuin en bietjie woes in Limpopo gewees. Ek dink daar's 'n hele paar diere ons altyd bekommerd dat nie genoeg water nie, wat dalk te veel water gehad het, maar nou in elk geval. Maar hier is ons nou, ons derde sessie, my laaste sessie vir die kamp. Ek wil hier gebeur soveel ander goeters ook. Julle het na Philip geluister. Ek was ongelukkig uit op 'n afspraak gewees, so ek het dit nou gemis, maar ek het hom nou die Sondagoggend geluister. Ja, ek het ongelooflike waardering en bewondering dat jy praat hieroor, dat jy nie wegkruip nie. Ek dink dit kan vir verskriklik baie mense verskriklik baie beteken. Ek gaan alles in my vermoë doen om jou te help om hierdie boodskap uit te kry daar waar ek vandaan kom. So ja, ek het reeds gister my eerste afspraak met 'n vriend gehad in die sakewêreld en so aan, en so daar's jou eerste koffie en daar's nog 'n vriend, okay, right, maar in any case. Julle, hier gaan ons wil floreer. Die Here wil hê ons moet floreer. Hy wil hê ons moet oorvloedig leef. Oorvloedig leef, nie eendag aan die ander kant van die graf nie, eendag nou hier. En hier gebeur slegte goed en hier gebeur swaar goed en hier gebeur moeilike goed en ons is gejaagd en ons is gestres en ons is dit en mense word siek en mense gaan dood en daar's oorlog en daar is 'n Putin en daar is 'n Malema en daar is slaggate in die paaie. En die Here sê floreer, lewe in oorvloed, lewe in oorwinning, lewe in oorvloed. Right, kom ons gaan vinnig net terug. Die eerste sessie, daar's die prentjie wat ek wil hê jy moet grafeer in jou, nie daai ene, die volgende ene. Wat ek geweet het gaan kom. Ek bedoel, ek vertrou met mense daar agter. Bær jou leer. Raak vir my rustig en bær jou leer. Ek moes dit ook leer in my lewe. Skoonma se droom, ongered. Ja, diepseën van die week. Maar ja, so ver van die Here af, het was net nie waar nie sonder dat ek dit geweet het. Want ek het so hard probeer. I really tried. Tot ek die dag genade ontdek het, die kruis. Die leer wat die Here afgebou het na my toe en na jou toe. En hy het afgeklim. En hoe het ek vir julle gesê gisteraand, genade vat jou en jy vat genade. Ek dink dit is dalk die eerste keer in die lewe wat jy daai sin gehoor het, want ek self het hom nog nooit gehoor nie, so maar in elk geval, so. En dan kom ons nou by James Gall, hy vat vir my die tweede sessie die heel beste saam.
Learning to be quiet before the Lord is one of the greatest challenges we face today in our quest to enter in and experience true intimacy with Him. Hierdie ou verstaan net iets diep. Net daai woorde, the greatest challenges. The greatest challenges. Dis teen die kultuur van die wêreld. Die kultuur van die wêreld is lawaai, dis geraas, dis gejaag, dit is net hoe vinniger hoe beter en ek het julle mooi verduidelik vanoggend. Gejaagdheid het 'n statussimbool geword. En asseblief raak genees daarvan. Dit is soos perfeksionisme, raak genees daarvan. Jy het genesing nodig. Van hierdie goed, ook van gejaagdheid. En jy antwoord nooit weer die vraag as iemand vir jou vra hoe dit gaan met baie besig nie, nooit nie, want jy het nie die vraag beantwoord nie. En weet jy wat, help mense mooi, moet nou nie, ek klink nou kwaai as ek dit sê, wanneer ek nou met so iemand een op een te doen kry, is ek baie oordentlik, glo dit as jy wil, ek is nie kwaai nie, maar ek help hulle graag reg, net om hulle te sê, maar besig wees is 'n voorreg. 'n Onsaglike voorreg. Ek het nou die aand vir 2 jong mense by 'n gemeente in Pretoria. Toe ek hulle nou ook vra hoe dit gaan en hulle nou weer hierdie klaargesiggies opsit van besig. Toe sê ek, weet jy, wat 'n voorreg. Jy leef in die land met die hoogste werkloosheidskoers onder jong mense in die wêreld en jy's besig. Wow, dankie Here. Ek bedoel, wat 'n voorreg. Onmiddellik draai hulle koppe net so, draai hulle harte net so, kyk hulle anders na besig wees. Maar pas op vir daai grens na gejaagdheid toe. Nou kom ons by die derde een. Ek noem dit baie spesifiek, die regte soort invloed, nie net invloed nie. Ek noem dit die regte soort invloed. Laat jou en ander floreer. Mense, dit is een van die grootste voorregte in hierdie lewe. Maak nie saak wie jy is, wat is jou status of posisie in hierdie lewe nie, jy het invloed. Die Here gee vir jou die geleentheid om 'n invloed te hê op ander mense se lewe. En hoekom ek hierdie woorde so versigtig kies? Nie net sê, weet jy wat, dit gaan oor invloed nie, maar die regte soort invloed. As jy terugdink aan die geskiedenis, is daar baie mense met ongelooflike groot invloed. Hitler het enorme invloed gehad. Was nie die regte soort invloed nie. In Suid-Afrika, iemand soos Julius Malema het enorme invloed. Maar dis terrible invloed. Dis nie die regte soort invloed nie. En die Here gee vir my en vir jou die geleentheid en hy kom bekwam ons en hy kom rus ons toe. Hy verwag nie van jou om iets te gee wat jy nie het nie. Jy moet dit nou mooi hoor. Dit is verskriklik belangrik in hierdie sessie. Dit wat hy van jou vra, dit wat hy van jou verwag, gee hy eers vir jou. Hy sê dan gebruik dit. Dis wat ek nou noem 'n baie generous God. 'n Baie vrygewige God. En ons gaan leer van hierdie vrygewige God en daarom moet ek en jy vrygewig wees sodat ons die regte soort invloed kan hê. Nou wil ek vir jou prentjie wys. Nou mense, hierdie is een van my gunsteling prentjies om invloed vir enige iemand te verduidelik. Kyk, ek gebruik hierdie prentjie as ek dit nou met graad 7 kinders werk. Ek gebruik hierdie prentjie as ek nou met hoërskoolkinders werk. Ek gebruik hierdie prentjie as ek met volwassenes werk, want ek love die prentjie. Almal kan sien wie's nou die een wat voorloop daar. Ek wil daar, jy het nou nie vreeslike verbeeldingskrag nodig om dit te sien. Die rooi visie. Die rooi visie. Dit is nou die een wat voor is. Maar ek sê altyd hierdie prentjies, ons praat oor invloed en ons praat oor die regte soort invloed en ons vra vir ons die vraag af of daai rooi visie die regte soort invloed het. Dan het dit met daai visie nou nie veel te doen op hierdie stadium as ek hierdie vraag vra nie, dit het alles te doen met die visies agterom. Dit is uiteindelik the proof of the pudding is in the eating. The proof of the pudding is in the eating. As daai visie omgekyk het en daar's nie 'n enkele vis agter hom of haar nie. Dis die ander lekker van die prentjie, ons weet nie of dit 'n hom of 'n haar is nie. Of jy nou man of vrou is, ek bedoel dis nou jy's hier rooi visie. Die feit dat daardie visie gevolg word, hoor mooi, invloed is 'n keuse. Mense, ek kies wie my beïnvloed. Enige iemand met verstand, jy ook. Jy kies wie jou beïnvloed. Dis jou keuse. Ek het 'n hele paar mense in my lewe wat doodgewoon jy geen invloed op my het nie. Ek hou hulle daar. En daar bly hulle vir die res van my lewe. Hoekom? Swak invloed. Verkeerde invloed.
Gaan ek soos hierdie blou visies agter daai mense aan swem? O nee, jy gaan my in reverse gear kry. Jy gaan vir my kry na die ander kant toe swem. En jy's dieselfde. Iets van hierdie visie is fantasties. En dit is dat jy die regte soort invloed maak en die ander kies om te volg. Want dit is hulle keuse. Hulle kan besluit om deel van daai groep te wees. Hulle kan besluit om aan die ander kant toe te swem. Hulle kan besluit om heeltemal afwesig te wees. Maar dit besluit, ons volg. Hoekom? Want daai visie maak dit vir ons die moeite werd. Daai visie inspireer ons. Daai visie is vir ons 'n wonderlike voorbeeld. Daai visie het die regte soort invloed. So wees die rooi vis. Okay, baie diep geestelik. Dit is in Moses 19 vers 23. As jy dit wil neerskryf. Right out. Nou wil ek weer soos mense, ek is lief vir stories. Omdat mense se stories, iemand soos Craig Rochelle 'n geweldige invloed op my lewe het, al weet hy nie van my bestaan nie. En van die ander mense wat ek nou al aangehaal het en so aan. En ek gaan 'n storie vertel van nog 'n man wat jy dalk nog nooit van gehoor het nie. As jy belangstel in leierskap en al baie gelees het oor leierskap, het jy dalk al van hierdie man gehoor, daar is hy, Jeremy Kubicek. Hy's 'n Amerikaner. Ek raai, hy's van Poolse afkoms weer. Hy het 'n geweldige invloed in my lewe. Hy weet dit glad nie, want hy weet nie van my bestaan nie. Ek weet 100% van sy bestaan. En baie kort voor in 2016, toe ek nou die waagstuk in my lewe geneem het om Vita Amp, dit is nou eintlik my werk, is die organisasie Vita Amp, wat ek baie werk, hierdie tipe van werk doen, en dan ook met ouers spesifiek, en met jong mense spesifiek, en met onderwysers en skoolhoofde en so aan. Kort voor ek dit begin het, toe lees ek een van sy baie boeke. En dit het my verskriklik diep geraak. Sy storie het my verskriklik diep geraak. Tot so vlak dat ek dink hy seker die een wat my eie denke oor leierskap seker die heel meeste beïnvloed het van almal. En nou sluit ek nou Craig Rochelle in en ek sluit John Maxwell en al die ander bekendes sluit ek nou in. Nou Jeremy, om vir julle nou net 'n idee te gee, toe hy so min of meer ook 20 jaar oud is, so kry gou die prentjie van 'n student, jong student, eerstejaars student, wat nou begin om drome te droom oor sy toekoms. Hy droom die volgende drome. Ek wil 'n maatskappy begin. Nou okay, dan kry jy onmiddellik 'n titel. Jy's 'n founder. Jy's 'n founder. So agter jou naam skryf jy founder. So titels vir hom baie belangrik. Obvious gaan hy nou die baas en die hoof wees van hierdie maatskappy. So hy is nou die CEO. Hy's nou die uitvoerende hoof. So ek is founder en ek is CEO. Maar dit is nie vir hom goed genoeg. Hierdie is drome, net so te loop. Hierdie is drome op van 'n 19-jarige. Dit is nie goed genoeg dat dit net 'n gewone maatskappy moet wees nie. Dit moet 'n internasionale maatskappy wees. So ek wil nie net in Amerika wees nie, ek wil in Afrika wees, ek wil in Australië wees, ek wil in Nieu-Seeland wees, ek wil in Europa wees, ek wil in wherever wees. Okay, right. In al hierdie lande wil ek eiendom hê. Ek wil nou nie in hotelle bly en in gastehuise en myself nou daar verveel nie. Ek soek nou my eie huise en dan natuurlik ek wil nou 'n vrou en ek wil kinders hê en nou ek wil hulle gereeld op oorseese vakansies neem. Nou okay mense, lekker. Dis nou 'n tipiese student se kop wat nou hier werk en droom. Maar hoor gou mooi. Al die drome is selfgerig. Al die drome is selfsugtig. Dis alles, ek wil die baas wees. Ek wil die geld hê. Ek wil die rykdom hê. Mense moet voor my buig, ensovoort. Dit is waar Jeremy Kubicek se verhaal begin. Goed. Nou kom ek verras jou nou. Toe hy 30 jaar oud is, al hierdie ideale wat ek so pas vir jou genoem het, toe tik hy al daai boksies. Almal. Hoe vervelig moet jou lewe wees? Jy is 30 jaar oud, jy het alles bereik wat jy gedroom het. En alles is selfsugtig, alles is narcisties. En toe gebeur 'n terrible ding in sy lewe. Hy's in Mexico op een van sy oorseese vakansies. Nou mense, Mexico is 'n verskriklike arm land, geweldig arm. Behalwe dat hulle 'n fantastiese kuslyn het met 'n klomp 5-ster hotelle, dis nou waar hy is. En hy's in 'n verskriklike motorongeluk in Mexico. Hy, sy vrou, 2 van hulle vriende en dan in 'n taxi bestuurder. Dronk bestuurder gaan oor 'n rooi lig en hy's met verskriklike geweld in hulle in. Groot drama. Almal is okay behalwe Jeremy. Jeremy is bewusteloos.
Hulle weet nie of hy dit gaan maak nie, en hy's in een van die verkeerdste lande in die hele ganse wêreld om by 'n goeie hospitaal uit te kom, want hulle het nie so iets in Mexico. So sy lewe hang in 'n draadjie, hy het goeie dokters en goeie hospitale nodig, hy's in Mexico. Hulle vlieg hom Amerika toe met 'n noodvlug, vlieg hulle hom Amerika toe, en sy lewe word gered. En in daardie proses, kom ons noem dit tydperk, in daardie proses het sy hele kop en sy hele hart radikaal verander. Hoor mooi, spesifiek oor die woord invloed. Die woord invloed. So hy is die heel beste voorbeeld, as ek praat oor invloed, is daar nie vir my iemand in die ganse wêreld, wat vir my beter voorbeeld is van, ek het verkeerde prentjie van invloed gehad. Ek was 'n swak voorbeeld van invloed gewees, want dit het oor my gegaan, en my geld, en my mag, en my status. En toe gebeur hierdie baie amper noodlottige motorongeluk in sy lewe, en alles draai ten goeie. Hy sê self die volgende woorde, julle gaan dit hier op die skerm sien, ek was verslaaf aan prestasie en die aanvaarding wat ek daardeur van ander gekry het. Ek was addicted. Hy was soos 'n dwelmverslaafde. Sy dwelm was net ek is die belangrike een. My mag, my posisie, my geld, my bankrekening, my eiendom. Dit was sy verslawing gewees. Toe hy amper sy lewe verloor, toe kom daar hierdie geestelike draai in sy lewe. En hy sê vandag die volgende: I began to look at leadership as a vehicle to influence people and have a positive impact on them. Hy lewe nou 'n lewe focused on others. Het gaan nie meer oor my nie. Them and others. So as jy die regte soort invloed in jou lewe wil hê, as jy werklik ten diepste sê, Here, ek steek my hand op, soos wat ek die knie gebuig het en ja gesê het vir genade, en genade vat my en ek vat genade. En ek spandeer tyd met U elke dag, en Here, nou, gebruik my om 'n invloed in hierdie wêreld te hê, die regte soort invloed. Dan sit them and others. Not about me. It's not about me. Gaan nie oor my nie. En hy was vir my so, en hy steeds vir my so inspirasie, vandag nog, in my eie persoonlike lewe, omdat ons so maklik na die ander kant toe neig. En hy het op die harde manier het hy geleer, en toe begin hy 'n splinter nuwe maatskappy. Hy laat gaan hierdie geld, God in sy lewe, hy laat gaan hierdie status en hierdie mag God in sy lewe, en hy begin 'n ander maatskappy. En ek het nou spesifiek nie die maatskappy geskryf nie, ek het vir julle die logo. So lyk die logo van die maatskappy. Hy gaan nou opkom. Daar's hy, drumroll, 'n verwagting. Dankie, jong man, jy kan sien jy's die regte ouderdom vir tegnologie. Right. Nou daar's die logo van sy maatskappy vandag. En jy's baie welkom, jy kan hier gaan Google. Ek het my doodgelag nou die dag toe ek iewers op 'n plek praat. Dit was met jong mense gewees, en ek wil hierdie beginsel van Giant verduidelik. Die volgende oomblik toe kom hardloop een hier vorentoe na my toe met sy foon, en hy wys vir my die logo. Jy weet presies die logo wat ek nou vir hom, wat ek vir hom daar op die skerm gooi. Nou mense, as jy nou kyk na die logo, nou daar's die woord wat my inspireer van Jeremy Kubitschek. Dit sê alles van hom. Dit sê alles van invloed. Die woord giant het 'n sekere betekenis. En kyk hoe skryf hy. Ja, merk julle dit onmiddellik op. Die I is die klein lettertjie. It's not about me. It's not about me. Dis nog 'n redelike lewensveranderende as jou maatskappy se logo nou so lyk terwyl jy hier was in jou lewe. Terwyl dit hier gegaan het oor 'n international company, founder, CEO, eiendom, oorseese vakansies en dis waar jy is vandag. Want dis waar hy is vandag. Hy doen dit vandag ook. Hulle lei daagliks duisende, bemagtig duisende werknemers
oor Amerika wat leierskap aanbetref. En hoor gou die simboliek van die giant. Ek, Jeremy en my company, wil van ander mense, die others en die them, ons wil van hulle reuse maak. Hulle is die reuse. En in die proses wat ons van hulle reuse maak, is ons die klein lettertjies. Is ek Jeremy, die klein lettertjie I, die ek is die klein lettertjie. Dit is vir my so 'n inspirasie. Dit is vir my so 'n voorbeeld van die regte soort invloed. Ek sê weer, dink 'n bietjie mooi gou aan die begin van sy lewe. Nou dink aan die prentjie gou terug van die rooi visie voor met die blaues agter. Sou jy hierdie narcis, hierdie selfgerigte man wat geld het, is in status het, sou jy een van die blou visies gewees het wat agter hom aangaan? Nee, jy sou nie. Dis hoekom ek sê ons moet baie versigtig wees met ons lewens, want invloed is 'n keuse. Ek kies wie my beïnvloed. Maar die Jeremy nou, die giant, die een wat sê ander mense die reuse, my fokus is nie meer op myself en my fokus is op others, is op them. Dis die tipe mens wat ek wil volg. Dis die tipe mens wat jy sal volg. En dit is hoe ek en jy moet leef. Dis waarvan ons lewens moet praat, uitroep van die dakke af, uitskree. Is die moeite werd om my voorbeeld te volg. Want ek is die klein lettertjie I. Ek is die klein lettertjie I. Dit is nederigheid. Dis vir my 'n ander manier om nederigheid te spel. Is giant. So hier's vir my die vers wat ek koppel aan Jeremy Kubitschek se lewe. Filippense 2 vers 3 tot 4. Seker een van die kragtigste hoofstukke in die Bybel. Dit is so 'n loop. Dit is Filippense is geskryf uit die tronk uit. As jy wonder waar Filippense gebeur het, die 4 hoofstukkies van Filippense is 'n tronkbrief. En dit is ook die blydskapsbrief net so terloops in die Bybel. Die woord blydskap of vreugde word 16 keer gebruik in daai 4 hoofstukke. Waar sit hy terwyl hy dit skryf in die tronk? Dit is waar hy sit, in die gevangenis. Dit is 'n tronkbrief. Maar hy sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Giant met 'n klein lettertjie I. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie. Waar was hy? Me, myself and I. Magtige drie-eenheid. Me, myself and I. Dis waar hy was. Moenie net aan jou eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Die others en die them. Daar's nie vir my 'n vers in die Bybel wat hierdie mooier beskryf nie. En dit is natuurlik die voorbeeld van Jesus. Wat gekies het om slaaf te word, wat gekies het om diensknegt te word, wat gekies het om voete te was. Dit is sy voorbeeld. Goed. So daar's vir julle 'n powerful story wat ek hoop jy gaan onthou en jy gaan die naam onthou, Jeremy Kubitschek. En nou gaan ek vir jou nog 'n powerful story vertel van iemand wat ek ongelooflike respek voor het. Die man, en wat nou vir my lekker is van hierdie mense, hierdie is nou nie pastore en dominees nie. Hierdie is nou nie soseer geestelike leiers nie. Jeremy Kubitschek is 'n leierskapsspesialis. En die volgende persoon wat ek nou jou aan gaan voorstel is Dr. Ben Carson. Nou daar het jy nou vir Dr. Ben Carson. Daar het jy hom in aksie toe hy nou nog 'n neurochirurg was. Jy sal dit nou sien daar aan die ander kant. Hy is 'n neurochirurg wat spesialiseer in kinders. So hy opereer net op kinderbreins. So hy is ongelooflik slim. Hy het hand-oog-koördinasie wat bitter min mense in die wêreld mee geseën is. Die Here het hom gebless, het vir hom ons vrygewige God het vir hom hande gegee en 'n hand-oog-koördinasie gegee wat bitter min mense het. So hy spesialiseer in breinoperasies op kinders. Waarvoor hy veral bekend is die skeiding van Siamese tweelinge wat by die kop aan mekaar geheg is. Nou kan jy nou dink wat 'n sensitiewe operasies is dit. Nou in een van sy boeke wat hy geskryf het, vertel hy ook van pasiënte wat hy verloor het. Daar kan of een doodgaan of albei doodgaan of albei is alive and well aan die einde van die dag. Daar gebeur so terloops een van die dae weer so 'n operasie hier in Suid-Afrika. Hulle is nou besig om die voorbereidings te tref daarvoor. Nou niks met hom te doen nie, maar sy groot bekendheid in Suid-Afrika is vir die groot operasie wat hy in Suid-Afrika gedoen het. En dan net so by the way, soos jy kan sien, hier word hy vereer deur die Amerikaanse president. Daai is George Bush Jr. wat soos sy pa
Amerikaanse president geword het, en daar kry hy presidensiële toekenning vir sy ongelooflike werk. So hierdie man is wêreldberoemd, hy's wêreldbekend, hy het die wêreld aan sy voete, die media is mal oor hom, hulle is gaande oor hom, maar dis een van die nederigste mense met wie ek nog ooit in my lewe te doen gekry het, en as ek sê te doen gekry het, dan weet ek voorreg gehad het om live te luister by 'n leierskapkonferensie in Amerika. En ek sal dit in my lewe nie vergeet nie. Ek was 25 sprekers in 2,5 dae en ek het vir myself gesê op 'n stadium, weet jy wat, ek ken nie die man nie. Ek sien die naam op die program Ben Carson en ek sê vir myself, weet jy wat, ek het nou 'n breek nodig. Dalk moet ek net 'n breek vat, want ek wil om nou een spreker te mis, gaan nou nie die einde van die wêreld wees nie. Dit sou gewees het, maar gelukkig bly ek toe sit. Mense, jy hang in die man se lippe. Hy's soft-spoken. Dis 'n sagte mens. Dis 'n verskriklike, deernisvolle mens. As jy sy storie hoor, kom uit 'n verskriklike hartseer verlede uit. Sy ma, 'n ongeletterde vrou, het hom alleen grootgemaak, want sy pa het op 'n baie vroeë ouderdom uitgestap uit die huwelik. Hy het sy pa nooit weer gesien. Nooit weer gesien. So sy ma, Sonja Carson, die Sonja wat spel jy met 'n y so te loop, Sonja, het hom grootgemaak, vir hom en sy boetie grootgemaak. Ek bedoel, die boetie is 'n gesiene ingenieur, hy's 'n gesiene neurochirurg. En is 'n man wat oor die 50 eredoktorsgrade al ontvang het van reg oor die wêreld, universiteite reg oor die wêreld. En mense, 'n eredoktorsgraad is 'n eer. Want jy studeer nie daarvoor nie, dit word it's bestowed on you. Die senaat van die universiteit ken dit toe. Goed. So hy het meer as 50 van daai goedjies. Maar hier's waarby ek wil uitkom, sy operasie in Suid-Afrika. Dit was buite Pretoria by Medusa. Hulle het vir baie lank het hulle die teaters opgeradeer en alles vir hierdie operasie. Dit was 'n mediese span, hoor mooi, van 60. Hulle het hom ingevlieg uit Amerika uit om nou hierdie ding te lei. En dit was 'n 28 uur lange operasie. So hy is vir 28 uur op sy voete. Hy wou op 'n stadium ophou en toe het van die ander spesialiste vir hom gesê, as ons nou stop, gaan ons hulle albei verloor. So ons moet deurdruk. Maar okay, wat hy gedoen het, nou weet hy, die wêreldse media wag. Ek wil dis CNN en dis Fox en dit is SABC en ek wil whatever wag. Nou almal vir die uitslag van hierdie operasie en dit is nou sy mega geleentheid vir limelight, nog eens vir limelight in sy lewe. Maar hy het 'n ding gereël wat net een ander persoon van geweet. Net een. En dis die persoon met wie hy dit gereël het. As hierdie operasie 'n sukses is, sal hy vir die persoon 'n teken gee. En as hy die teken gee, dan moet daai persoon nou doen wat hy nou besluit het voor die tyd. Medusa het 'n interkomstelsel binne en buite, loud. En daar's hierdie afwagting. Ek wil die wêreld wag. Never mind die studente by Medusa, ek bedoel almal, die hele wêreld wag. 28 uur lange operasie. En toe hy die laaste goedjies doen, en hy besef hierdie operasie is 'n 100% sukses. Hierdie twee kinders, die Banda-tweeling van Zambië, gaan perfekte, normale lewens lei na hierdie operasie. Toe gee hy die teken. Toe weer galm musiek in die gange en buite Medusa. Met die Halleluja koor van Handel. Wat onder andere sê, Lord of Lords and King of Kings, and he will reign forever and evermore. Die statement wat hy maak is, ek wil nie die limelight hê nie. Ek soek nie die eer nie. Gee dit waar dit toe kom. En dis seker die eerste keer wat ek gehoor het van. Hoor mooi hierdie. Dit is skreeu snaaks, jy gaan dit net in Suid-Afrika kry. Toe dans die studente van Medusa binne die gebou en buite die gebou op die Halleluja koor van Handel, want hulle snap onmiddellik dat hierdie is suksesvol. Nou, met die Halleluja koor van Handel gewoonlik, as jy kom daar by die koorgedeelte, dan staan jy uit eerbied, jy weet, by Medusa, dan dans ons. Maar hoor wat doen Ben Carson. Hy gaan formuleer uit daai operasie en hierdie ervaring wat hy in Suid-Afrika gehad het,
gaan formuleer hy 'n definisie van sukses. En hier is dit vir julle op die skerm. Sukses is om ander te laat dans. Gaan nie oor my nie. Sukses is om ander te laat dans. En dis wat hy reg gekry daai dag. Op die Halleluja koor het die studente van Medusa gedans. Sy pasiënte is gesond en hulle is genees en dis waar die eer hoor. Die Here het my gebruik, hoor mooi. Wat het die Here vir hom gegee om hierdie operasie te kan doen? 'n Ongelooflike verstand en ongelooflike hande. Seën jouself na hierdie naweek en kry vir jou die boek met die titel, geskryf deur Ben Carson, hoor mooi, Gifted Hands. Gifted Hands. Hy sê, my hande is God se geskenke vir hierdie wêreld, nie myne nie. Dis God se geskenke om siek mense gesond te maak. Dis God se geskenke wat hy uitgedeel het en vir my gegee het om te gebruik om ander mense te laat dans en ander mense nuwe lewe te gee. Mense hoor mooi weer. Hy het niks gebruik wat God nie vir hom gegee het nie. Hy gee net die erkenning aan God dat die hande wat ek het U vir my gegee en ek het dit net gebruik. Nou vra ek vir jou vandag en dis waartoe ek eintlik op pad is met hierdie hele boodskap. Wat het God vir jou gegee wat jy moet gebruik om ander te laat dans? Wat het God vir jou gegee om ander mense giants te maak? Hy vra nie die onmoontlike van jou nie. Hy vra nie rocket science nie. Hy sê net, gaan doen die moeite om te ontdek wat ek in jou geïnvesteer het, wat jy moet gaan teruggee in hierdie wêreld. En dit bring my by die belangrike skrifgedeelte oor Ben Carson se lewe. 1 Petrus 4 vers 10, wat sê, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, kyk mooi, ek en jy is bedienaars van die genade van God, dit was gisteraand, moet elke een, na mate hy sy 'n genadegawe ontvang het, kyk mooi, die ander dien. Wat is die rede vir gawes in jou lewe? Wat is die rede hoekom jy gawes het? Hoekom is dit so belangrik dat jy jou gawes moet ken? Sodat ek ander kan dien daarmee. Mense, hoekom lyk die wêreld soos hy lyk? Doen gelowiges dit? Die wêreld sou anders gelyk het as gelowiges dit gedoen. En die Here is ernstig hieroor. Hoekom? Hy gee dit vir jou. Ek het ook gisteraand al 'n redelike sien gegooi oor die woord gawe. Moet asseblief nie 'n Kersgawe vir jou gade koop nie. Koop 'n Kersgeskenk. En dit is presies dieselfde hier. Die Here gee geskenke. En wanneer is 'n geskenk 'n geskenk? As jy hom weggee, as jy hom uitdeel. Wat doen Ben Carson met sy hande? Ek deel dit uit, ek gee dit weg, ek gebruik dit om ander mense gesond te maak. In sy geval is dit sy hande, sy gifted hands. Dis die titel van sy boek en net so te loop, sommige gaan soek op Netflix of wherever, jy sal die fliek ook kry oor sy lewe, wat hierdie goeders aanbetref. Gifted hands, gaan kyk dit. En onthou 1 Petrus 4 vers 10. En nou, Paulus. Nou kom ons by Paulus. Ons gaan nou nie net Jeremy Kubitschek en Ben Carson nie, die woord. Ons het nou Petrus hier, wat Petrus vir ons sê, en nou wat sê Paulus vir ons. In 1 Korintiërs 12 vers 7 en 11, dis al baie interessante gedeelte, 2 verse geskryf, wat sê, aan elkeen afsonderlik, mense, dis 2 baie weird woorde, word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. En daar het ek onmiddellik, sommer weer vir jou die Nuwe Testament, se verduideliking, se vertaling, die direk uit Grieks uit in goeie gewone Afrikaans vir 2026 mense wat sê, tot voordeel van mekaar moet gebruik. Tot voordeel van mekaar moet gebruik. So jy kry nie 'n gawe vir die limelight op jou nie. En dis wat Ben Carson vir my so mooi verstaan het. Kom ek speel die Halleluja koor en ek gooi die aandag op God.
dan hoef ek geen onderhoude na die tyd te doen nie. Want dit is hoe hy sy lewe doen. Dis soos Moeder Teresa. Dis hoe sy die lewe gedoen het. Toe sy die Nobelprys vir vrede gewen het, wat het sy met daai miljoene rande gemaak? Net so weggegee vir arme mense. Alles, 100%. Dit nie eers 1% van haarself gehou. Dis mense wat iets verstaan van dit wat die Here gee, deel dit uit. Dit wat die Here gee, gee dit weg. En dan wil ek jy moet baie mooi kyk na daai twee woorde langs mekaar. Elkeen afsonderlik. Want jy gaan bitter min dit kry, dat jy daai twee woorde langs mekaar kry. En so kom ons lees daai ding sonder afsonderlik. Aan elkeen word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Nou wil dit maak ons sin. Hoekom nou afsonderlik? Elkeen beteken, as jy vir my sê, jy ken die Here, jy het genade gevat, genade het jou gevat, dan sê ek nou vir jou, jy is gebless. Elkeen is geseën met geskenke. Elkeen is geseën met gawes. Jy's nie oorgeslaan nie. Julle weet mos hoe werk die nagmaal altyd. Hoe eindig die nagmaal? Is iemand oorgeslaan met die brood? Is iemand oorgeslaan met die wyn? En dit gaan nooit verander nie. En ek gaan dit ook nooit anders doen nie. Net so tussen my en jou, as jy nou dink ek sê dit moenie gebeur nie, want ek wil hê elkeen moet brood hê en ek wil hê elkeen moet wyn hê en ek wil hê elkeen moet deelneem aan die nagmaal. Nou kan ek vir jou kom vra, en is iemand oorgeslaan met gawes? Moet jou nie aan my steur nie, kyk aan Paulus. Jy's elkeen. Afsonderlik beteken vir elkeen iets anders. Vir elkeen iets anders. Dis waar die woord uniek baie mooi inpas. So kom ons kyk gou na vers 11. Al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik, daar's dit weer vir die tweede keer, 'n gawe, 'n geskenk uitdeel soos hy wil. Hier is die Nuwe Testament. Vir wie hy watter hemelse geskenke wil gee. Hy besluit wie wat. Jy kan nie, ek wil hierdie gawe hê, ek wil hierdie gawe hê. Die Here sê, weet nie wat, ek weet waar jy werk, ek weet hoe lyk jou gesin, ek weet hoe lyk jou familie, ek weet hoe lyk jou gemeente, ek weet wat jy behoefte daar, daarom seën ek jou met hierdie gawe. Gaan gebruik dit. En ek weet jou omstandighede en ek ken jou vermoëns, jy weet ensovoort, en daarom gee ek vir jou hierdie gawe, gaan gebruik dit. Maar wat doen ons nou die hele tyd? Ons vergelyk onsself. Dan soos nou Jannie en Sannie martel gehad. Ek wil ook dit kan doen. Ek wil ook dat kan doen. Ek wil ook so wees. Jy wil nie. Jy wil nie. Een van daai persone se soort is heeltemal genoeg. Heeltemal genoeg. Jy wil nie ook so wees. Ja, maar ek is nou maar net die oog. Ek wil die voet wees. Okay, wat is die gevolg? Nou sit ons met 'n blinde liggaam. Dis hoekom die kerk lyk soos hy lyk. Dis hoekom die wêreld lyk soos hy lyk. En die voet wat sê, ek wil nie oor wees. Ek flip man, jy moet loop, jy moet nie oor nie. Ons kan nêrens kom sonder jou nie. Nou is die liggaam verlam. Voet afgekap. Voet het besluit, nee. Daar's 'n oog, daar's 'n oor, daar's 'n voet, daar's 'n knie. Pas op vir sekere liggaamsdele, maar in elk geval. Maar kyk weer mooi. Elkeen afsonderlik. Is jy oorgeslaan? Nee. Hoekom het jy dit gekry? Om ander te dien. Nee, ek het hierdie fantastiese hande. Ek gaan op die voorblad van elke koerant wees met hierdie lewensveranderende operasies wat ek doen. Die televisie kan nie genoeg van my kry nie. Die kamera love my. Limelight op my. Dis die gevaar van gawes. Dis of minderwaardigheid. Ek is maar net die voet. Of ek is die voet, ek het niemand anders nodig nie. Baie goed, lees jy alles in 1 Korintiërs 12. Jy lees alles volledig in 1 Korintiërs 12. Die hoogmoed, die minderwaardigheid, alles. Paulus beskryf dit vir ons beautiful. Maar ek dink die belangrike wat ek vir jou wil sê net, uit dit alles uit. Elkeen afsonderlik.
elkeen uniek. Hier's nie een wat hier sit wat nie vir my kan sê, maar ek is oorgeslaan met die gawes. Hy het my verbygegaan nie. Ek wil vir jou sê, jy het tog net nooit genoeg moeite gedoen om uit te vind wat dit is nie. En ek hoop dat julle in 'n proses sal ingaan hierdie jaar om moeite te doen met wat dit is. Daar's kursusse daaroor geskryf, daar is toetse wat jy kan doen daaroor. En die beste vir my altyd is kuier met 'n vriendin of met 'n vriend. Kuier met familie, kuier met whoever en sê vir hulle, wat sien jy in my? Wat dink jy is my sterkpunte? Wat dink jy is my talente? Wat dink jy is my gawes? Want die Here is ernstig oor hierdie goed. Dis hoekom hy dit gegee het. Hy het dit vir jou gegee in die eerste plek omdat hy ernstig is hieroor. En weet julle, omdat dit hierdie geskenke wat hy vir ons gee eintlik bedoel is vir ander, gaan die hele ding eintlik oor sy hart vir die wêreld. Hoekom gebruik ek my gawes? Hoe het ek vir julle gesê, lekker besig. Want die Here het 'n hart vir die wêreld. En my hart moet in lyn met sy hart kom. Kan dit nie wegsteek nie, kan nie lui wegsteek nie. Jy kan nie 'n free rider wees en maar daar's genoeg ander om dit te doen nie. Daar is nie genoeg ander om dit te doen. Dis hoekom hy jou presies op die plek het waar hy jou het. Wat jou werk aanbetref, wat jou kerk aanbetref, wat jou gesin aanbetref, wat jou vriendekring aanbetref, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En nou voor ek na die volgende skrifgedeelte toe gaan, net gou goed so. Julle almal ken die laaste avondmaal, julle almal ken die skilderye wat daaroor gemaak is, julle almal ken die kunswerke daaroor. Mense nou net gou, hierdie is vir my verskriklik belangrik om regtig Jesus se voorbeeld te verstaan van dat ek en jy moet gaan dien. Om dit regtig te verstaan. En ek sê waarmee moet ons gaan dien? Met iets wat hy in elk geval vir ons gegee het. Al wat hy sê is gebruik dit wat ek vir jou gegee het en gaan dien ander. Dis al. Nie gaan krap hierdie uit nie. Ek skenk dit vir jou. Goed. Die laaste avondmaal. Etes in die Bybelse tyd. Se tafels was nie so hoog soos wat ons nou hier buite het nie. En die eetkamertafel wat jy by die huis het nie. So die meeste van daai kunswerke is misleidend. Asseblief, ek sê nie gooi dit weg nie, hou dit. Dis regtig, dis pragtig, dis mooi. Dis Jesus en sy 12 disippels en al daai tipe van goed. Dis die beginsel waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor hoe lyk die tafel nie. Maar ons moet verskriklik mooi verstaan dat eintlik was 'n tafel in Bybelse tyd was 'n tafelblad. So hy was so hoog van die grond af. So. 'n Tafel was so hoog van die grond af. Dis punt 1 wat jy moet snap. Punt 2 wat jy moet snap, daar was nie teerpaaie in die Bybelse tyd nie. Grondpaaie. Dis punt 2 wat jy moet snap. Punt 3, mans en vrouens het sandale gedra. So as jy genooi is vir ete, al het jy nou 7 keer gebad by die huis, kom jy met vuil voete by die ete aan. En jy's op pad na hierdie tafel toe, en die kos is op die tafel. Waar is jou voete? Hoekom is daar altyd 'n diensknegt by die deur om voete te was? Snap jy dit nou? Wat gebeur by die laaste avondmaal? Wie staan by die deur? Jesus. En hier kom sy disippels een vir een aan met hulle vuil voete. En hulle wag vir die diensknegt, die slaaf wat nou hulle voete moet was, en hier is dit Jesus met die voorskoot aan. En Petrus was nog die een wat die hartse geskop het. Nee, maar die Here het net vir hom gesê, kom oor jouself, ek was jou voete. Dis nou so. Voor jy nou met daai voete naby die skaapbout kom, jy gaan met skoon voete daar kom. Right, na aanleiding daarvan, dit is belangrik die konteks van Johannes 13, vers 5. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. En ek hoef dit nie vir jou verder te verduidelik nie. Soos ek gedoen het, nie soos ek 'n opdrag gegee het, jy sal, jy moet, jy gaan, soos ek vir julle gedemonstreer het. Gaan doen dit. En dan die lekker, die wonderlike van hierdie diensbaarheid van ons. Ek gee nog vir jou die gawes ook. Ek gee vir jou die geskenke wat jy moet gaan weggee. Ek gee vir jou die geskenke wat jy moet gaan uitdeel.
Ek gee dit vir jou. Wees jy net sensitief. Jy moet 'n invloed hê in hierdie lewe. Ek het jou geroep, jy's op aarde vir die regte soort invloed. Jy moet mense beïnvloed. Jy's bevoorreg, jy's geëerd met dit wat ek vir jou gegee het. So, mense, as jy die lewe regtig opwindend vir jouself wil maak, nee. Dan staan jy elke oggend op met Here, ek soek daai een mens vandag vir wie ek 'n geskenk moet uitdeel. Daai een mens. En daar kry jou lewe klaar sin en betekenis. Ons almal soek mos purpose. Purpose. Sielkundiges se praktyk is dit vol mense wat nie purpose het nie. Lees net weer die Bybel. Dan kry jy purpose. Jy's uit genade gered en hy kom gee vir jou genadegawes, genadegeskenke, omdat jy uit genade gered is. Dis nie dat jy hierdie verdien nie. En al wat hy nou sê is, luister, jy verteenwoordig my op aarde, gaan deel dit uit. Gaan gee dit weg. Gaan hê die regte soort invloed in mense se lewens met dit wat ek jou reeds gegee het. So ek sluit af. Hoe lyk 'n invloedryke lewe dan? Nommer 1, dis 'n giant lewe. Dis 'n giant lewe. It's all about others, it's all about them. Dis weg van jouself. Gawes is in diens van ander. Kom ons laat ander dans. Sukses is om ander te laat dans. Ek is so opgewonde oor daai definisie. Dis 'n Suid-Afrikaanse gebore definisie. As Ben Carson nie daai operasie gedoen het en daai ervaring gehad het nie, het hy nooit by daai definisie in sy lewe uitgekom. Made in South Africa. Sukses is om ander te laat dans. En onthou die tafel is so hoog. Moenie dat mense met vuil voete aan tafel kom sit. Was hulle voete vir hulle. Weer, mense, al drie hierdie goed wat ek gedoen het met julle. Ek dink die eerste ene is, ek dink die moeilik van genade is die onverstaanbaarheid daarvan. Die onwerklikheid daarvan. Dis too good to be true daarvan. Ek bedoel, dis die moeilikste gedeelte van genade. Maar ek wil net vir jou weer, voor ek nog gaan afsluit met gebed sê, as vat dit net. Just vat dit net. Aanvaar dit net. Jou lewe sal nooit weer dieselfde wees. Vanoggend wat ons nou oor gepraat het, oor intimiteit, is 'n moeilike een. Dis 'n regtig moeilike een om te doen, om te leef. Want dis teen die wêreldkultuur se gejaagdheid. En teen hierdie gejaagdheid, hoe sê Brené Brown so mooi, wat 'n statussimbool geword. En dan nou hierdie, jy het dit reeds, die Here het dit reeds vir jou gegee. Gaan gebruik net wat hy vir jou gegee het. So. En weet julle mense, die oomblik wat jy waarde toevoeg tot iemand anders se lewe, styg jou eie waarde. Wanneer mense nie meer kan waarde toevoeg in die lewe nie, dis wanneer hulle baie vinnig doodgaan. Sulke mense gaan baie vinnig dood. So ek het vir die Here gevra, asseblief Here, die laaste ding wat ek wil doen voor ek doodgaan, is ek wil net nog waarde iewers toevoeg, asseblief. Ek wil nie doodgaan omdat ek nie meer waarde toevoeg. Ek wil net waarde toevoeg en dan doodgaan, asseblief. Sorry vir die request, maar dit is my request. En hier sit ek en jy, alive and well. Sit geleenthede. Kom ons gaan deel geskenke uit. Kom ons laat nie net ons floreer nie, kom ons laat die wêreld floreer. Die mense saam met ons floreer. Kom ek bid. Here, dit is so kosbaar om 'n vrygewige Vader te ken en 'n vrygewige Vader te dien. En al wat U van ons vra, dit wat ek vir jou gegee het, gebruik dit.
tot voordeel van ander, gaan wees diensbaar daarmee en gaan maak die wêreld 'n beter plek. Help ander mense ook om te floreer soos jy floreer. Here, dankie vir die woorde van Paulus, elkeen afsonderlik. Nie een van ons is oorgeslaan of verbygegaan met die gawes. Dankie daarvoor, Here. En asseblief Vader, spaar ons tog net dat ons sal ophou om onsself te vergelyk met ander, want ons is uniek. Dit bedoel ons moet anders wees. Ons moet verskillend wees. Here, en kom seën ons om lewens te lei, rustige, kalm, tevrede lewens, wat floreer in Jesus naam. Amen. Dankie dat julle 3 sessies waaragtig na my geluister het. Voordat jy Julle het dit gemaak. so ons sal net